Is hy nou reg? Ag maats, ekskuus vir die onderbreking. Ons is nou 'n bietjie geplaag gewees. Maar ons kan aangaan. In Numeri 13 lees ons die groot dag het gekom dat Moses 12 manne, kyk ek het nou net 10 vingers, maar 10 plus nog 2, want die stamme van Israel was 12 gewees. Een man uit elke stam moes kom en hulle moes gaan kyk het hoe lyk die land waarheen hulle op pad is, die beloofde land. Daai manne was baie opgewonde gewees en Moses sê vir hulle, luister, julle moet nou mooi gaan kyk, hoe lyk die land? Hoe lyk die land se stede en hoe lyk die land se mense? Is dit 'n groot land, is dit 'n klein land? Is daar lekker goed of is daar slegte goed? Is die mense groot of klein? Is die stede sterk of swak? Gaan kyk vir ons. En daardie 12 manne gaan toe 40 dae, soos 40 dae in die ark, nee, 40 dae. Tel saam met my 10, 20, 30, 40 dae, dis 'n maand en 'n bietjie. Is hulle weg en hulle gaan daar na al die stede toe. En wat sien hulle daar? Die boerderye, dit is die mooiste druiwe, die mooiste wingerde, alles lyk mooi, maar daar is ook 'n groot reuse. En groot stede met groot hoë mure. Nou praat hulle baie, en toe hulle terugkom, vra Moses vir hulle, en toe, hoe lyk die beloofde land? En van hulle het 'n druiwe rank op 'n stok gedra, en hulle wys vir Moses die wonderlike vrugte. En die mense is opgewonde. Maar toe maats gebeur daar 'n baie lelike ding. 10 van die 12 sê, Moses, dis nou wel 'n goeie land, maar ons kan nie intrek nie. Die reuse, die mense is te sterk vir ons sal hulle nooit kan oorwin nie. En dit het die mense baie gemaak dat hulle kla. Julle weet mos Israeliete kla maklik. Maar Caleb en Josua sê, nee Moses, ons kan, Jahwe het vir ons die land gegee, ons kan die land inneem. En toe is daar nou 'n stryery. 10 teen 2. En die 10 verspieders sê, nee, ons kan nie. En wie dink julle het die volk geglo? Het hulle geglo hulle kan of hulle kan nie? Hulle kan nie. Hulle was vol ongeloof, vol kla, vol murmureer. En daar, voor Vader Jahwe, voor Moses, het doen die volk die grootste sonde. Hulle twyfel in die belofte van Jahwe. Maar ons gaan nou eers hier stop en volgende keer aangaan om te sien wat het toe gebeur. Maar dit is 'n baie hartseer verhaal. Hulle het so mooi toekoms gehad in die land. En dit was so groot en so mooi. En daar kla murmureer hulle. En die volk het soos al die ander kere wat ons gedoen het, gekla en getwyfel. Kom ons kyk volgende keer wat gebeur. Kom ons sit net so en bid ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons die woord kan lees, van al die beloftes, help ons dat ons nooit sal twyfel en nooit sal kla nie, maar dat ons op U sal vertrou. In Yeshua, amen. Totsiens maats, tot volgende week, tata.